Goeiedag geliefdes. Dis eintlik 'n wonderlike voorreg om weer net vandag met jou te kan gesels op hierdie radiostasie en televisiestasie. En ons gee God die eer vir die voorreg om woord te kan deel. Jy weet, die Bybel sê, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Ons kry baie keer so swaar, onnodig. In plaas van dat ons net die woord lees en pas dit toe wat ons lees. Jy gaan onthou, ek is besig met die reeks van 70x7 van Dr. Bruce Wilkinson, Bible School on Wheels, Teach Every Nation. En ek het 'n paar sessies al met jou gedeel oor sessie 1, die onvergewensgesindheid wat deure oopmaak vir demoniese pynigers om in te kom. Baie van ons mense het soveel pyn en ellende as gevolg van onvergewensgesindheid. En dan sessie 2, 5 vereistes vir blywende vergifnis, het ek ook al met jou gedeel. Sessie 3, wat gebeur met jou as jy nie ander mense vergewe nie? Daai was nog 'n uitdagende sessie. Sessie 4 is stappe om te volg om ander mense te vergewe. Geliefde, kom ons gaan aan na sessie 5 toe, maar voordat ek begin, kom ons sluit eers die oë. Here, baie dankie dat ons net by mekaar kan wees. Heilige Gees, ek nooi uit, elke persoon wat dalk nou hierna sit en luister, dat jy met hom sal werk, dat jy hom sal herinner. Die foute wat hy gemaak het, dat hy dit kan regstel, maar ook mense wat hy moet vergewe. Ek vra u Heilige Gees, lei ons nou gedurende hierdie sessie en deel met elke persoon soos wat u dit wil doen. Ek vra dit in die naam van Jesus. Amen. Geliefde, sessie 5 praat van God verbind hom om wraak namens jou te hanteer. Deel 1 praat van die gemak om wraak te neem in Genesis 7 vers 41 tot en met 42. En dit is 'n bekende verhaal van Esau. Was Jakob vyandig gesind vanweë die seën waarmee sy vader hom geseën het, en Esau het toe in sy hart gedink, en dis nou in Genesis 27, 41, 42, die dae van die rou oor my vader is naby, dan sal ek my broer Jakob doodmaak. Maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek, deur jou dood te maak. En daar's baie van ons wat met daai tipe van onvergewensgesindheid vandag loop. Ons wil dood maak. Nou geliefde, net so 4 punte wat ek wil noem ten opsigte van wraak. Wraak begeer om skade te doen aan die persoon wat jou seer gemaak het. Dis 'n begeerte. Wraak. Wraak begin ook in die gewonde persoon as gevolg van gevoelens of onregverdigheid. Hy het my onregverdig behandel, ek gaan wraak neem. Die 3de punt wat ek kan noem oor wraak is, wraak bly in die hart as gevolg van onvergifnis. Maak klaar. Moenie laat wraak binne in jou groei nie. En dan die 4 punt, wraak verdiep oor tyd en dit veroorsaak 'n emosionele ongemak, laat ek dit so stel. En dis 'n ongemaklikheid. 'n tweede deel van die gesprek wat ek wil deel is die begeerte na wraak. Is dit sonde geregverdig? Het jy geweet dat die begeerte van wraak bestaan in 'n sondelose hemel waar gemartelde gelowiges ook is, ekskuus tog. Dit is in die hemel ook. Openbaring 6 vers 9 tot 10 wat sê, en toe hy die 5de siel oopmaak, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het.
En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige en veragtige Heerser, oordeel en wreek U nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie? Dis mense wat in die hemel is. Here, wanneer wreek U ons bloed? Mense wat op vertrap is, wat verniel is, as gevolg van die feit dat hulle die evangelie verkondig het. God beskou wraak op die wat hulle verdruk as geregtigheid. 2 Tessalonisense 1:4 wat sê, sodat ons selfs in die gemeentes van God oor julle roem, vanweë julle volharding en geloof onder al julle vervolginge en die verdrukking wat julle verduur. Ek wil jou vat daarna 2 Tessalonisense 6-8, die A-gedeelte. Aangesien dit reg is by God om aan die wat julle verdruk, verdrukking te vergelde en aan julle wat verdruk word, verligting te gee saam met ons in die openbaring van die Here Jesus uit die hemel met sy magtige engele in vuur en vlam. Wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie en op die wat in die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Maar hy voer wraak uit as jy nie gehoorsaam is nie. Vir al die wat sê daar is nie 'n God nie, ek sal hom nie dien nie, wil hom nie dien nie. Hy het my te veel seer gemaak, hy skuld my. Pas op, moenie toelaat, laat dit oorloop nie. 'n derde punt wat ek kan noem is God self beloof om wraak te neem op hulle wat sy vyande is. Deuteronomium 32:39-41 wat sê, aanskou nou dat dit ek is en dat daar geen God naas my is. Ek maak dood en ek maak lewend. Ek het verbrysel en ek genees. En daar's niemand wat uit my hand red nie, want ek sal my hand na die hemel ophef en sê, so waar as ek leef, as ek my glinsterende swaard skerp gemaak het, en my hand na die straf gerig gryp, sal ek wraak oefen op my teestanders en my haters vergelde. Moenie jy kom en wraak neem nie. Laat God dit namens jou doen. Hy is God. En tog, persoonlik, soos wat ek hom ken met sy hart, is dit 'n liefdevolle God. Maar moet hom nie in 'n blik probeer druk nie. Deel 3 van hierdie gesprek wat ek met julle voer is, hoe om die begeerte, hoe moet ek hierdie wraak hanteer? Romeine 12:17-21 sê dit baie mooi en ek gee dit uiteen, en ek gaan hom so 'n bietjie opreek tog, nou vir jou. Vergeld niemand kwaad vir kwaad nie, Romeine. Bedink wat goed is vir alle mense. Wat gaan jou kop aan? Moenie wreek nie. Vers 19 sê, of let wel vers 18 sê, as dit moontlik is, sover as dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Tot selfs hierdie bekende mense wat so sing, mense wat moet doodgemaak word, leef in vrede met hulle. Los dit vir die lewende God. Hy sal dit hanteer. Daarom, geliefdes, vers 19 sê ook, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar's geskrywe, aan my kom die wraak toe, ek sal vergeld, spreek die Here. Hy is God. Hou jou hart skoon, geliefde. Moenie God se werk vir hom doen nie. Vers 20 wat ook nogal vir my baie mooi uitstaan en sê, as jou vyand dan honger het, gee hom iets om te eet. As hy dors het, gee hom iets om te drink, want sodoende sal jy op sy hoofvurige kole ophoop. Dis 'n geestelike wet wat die lewende God vir ons hier gee. En onthou hierdie woorde wat ons so spreek is gees en dit lewe. Vers 21 sê, laat jou nie deur die kwaad oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Sjoe, dit kos nogal. En dit kos 'n besluit om te neem.
Ons hele lewe hier op aarde is, ons moet elke dag keuses maak. Maak die regte keuse. Moenie toelaat dat jy in wanhoop sit, in ellende en pyn en lyding as gevolg van verkeerde besluite nie. Ek sal hom nooit vergewe nie. Geliefde, as jy nou al hierdie reeks saam met my gekyk het van die begin af, sal jy weet dit maak die deur oop vir die pynigers om in te kom. Moet dit nie doen nie. Dit is nie die moeite werd nie. Onthou, die tyd wat ons nou hier op aarde leef, is 'n voorbereidingsperiode vir die ewige lewe hierna. Ons leef nog nie 100% ten volle soos wat God wil hê ons moet leef nie. Ons het nog vervolging, ons het nog verdrukking. Ons word geslyp, geliefde. Moenie toelaat dat onvergewensgesindheid die oorhand in jou lewe kry nie. Hierdie Romeine 12 vers 17 tot 21 wat ek nou vir jou gelees het. Kom ons kyk 'n bietjie wat staan daar uit vir ons. Die eerste punt wat ek identifiseer is, maak 'n keuse om niemand te vergoed met die houding van 'n oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand nie. Asseblief man. Tweede punt is, beplan vooruit hoe jy die mense gaan hanteer wat jou seer wil maak met goedheid en nederigheid. Hoe gaan ek hulle hanteer? Weet jy, en as ek vir jou raad kan gee, daar is dit 'n geval van, hoe gaan dit met jou verhouding met die Heilige Gees? Ken jy die Heilige Gees? Ken jy sy stem? Die Here het my geleer, ek moet elke keer, elke aand, in die oggend bid ek, Here, help my om elke persoon met wie ek vandag in aanraking kom, reg te kan hanteer. En ek kan getuig, help my. Heilige Gees, help my. Ek kry soveel verskillende mense elke dag. Die een persoon is oorvol van homself, die ander een is so negatief, die ander een het hoop, die ander een weet alles, die ander een ken die Bybel uit sy kop uit. Maar dit leef nie. Hy ken hom soos 'n resitasie uit sy kop uit, soos wat ons altyd vroeër gepraat het. Maar dit leef ook nie. Hoe moet ons hom hanteer? Here, help my om elke persoon met wie ek vandag in aanraking kom, reg te kan hanteer. Geliefde, daar's baie mense wat seer het daar buitekant, wat nie 'n verhouding het met die lewende God nie. Maar jy wat 'n verhouding het met die lewende God, en jy sit nou met hierdie onvergewensgesindheidssituasie. Jy's in die bevoorregte posisie dat jy 'n verhouding het. Vra vir hulp, vra die helper om jou te kan help. Daarom, ek wil dit weer lees, beplan vooruit hoe jy die mense gaan hanteer wat jou seer wil maak. Hoe gaan jy hulle hanteer met goedheid en nederigheid? Jy kan 'n bietjie lees dan Romeine 12 vers 17, die B-gedeelte. Jy is baie welkom daar te gaan lees. Stap 3 sê ook, moet nooit wraak soek teen enige iemand, enige tyd vir enige iets nie. Moenie moeilikheid soek nie. Moenie mense vergeld nie. As jy dalk kwaad is by die oggend by die huis weg, en jy kom op die pad by iemand wat dalk net verkeerd loop of net verkeerd staan, en nou gil jy op die persoon. Onnodig. Moet dit nie toelaat. Stap 4 wil ek vir jou noem. Gee liewers jou wraak. Dit wat so opgebou is hier binne, gee dit aan God. En verklaar dit. Here, U sal vergeld. Ek gee dit vir U oor. Weer daar Romeine 12:19, wat ek vir jou gelees het. Kyk na dit. Lees dit. Ek kan dit ongelukkig nie vir jou als nou in hierdie program lees nie, andersins gaan my tyd uitloop. Daar's 'n stap 5 ook, wat sê, glo eerder, dat God sy belofte sal hou, dat wraak aan hom toekom. 1 Tessalonisense 4 vers 3 tot 6, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van hoereerry,
Hou jou weg van dit. Dat elkeen van julle moet weet om sy eie vrou te verkry in heiligheid en eer. Nie in hartstoglike begeerlikheid soos die heidene, wat God nie ken nie. Dat niemand sy broer in hierdie saak moet bedrieg en benadeel nie, omdat die Here 'n wreker is oor al hierdie dinge. En soos ons aan julle al van tevore gesê het, betuig dit. Geliefde, moenie dat dit 'n hartstog by jou word om te wreek nie. Moenie dit uit 'n vleeslike manier doen nie. Stap 6 praat ook van, omdat wraak uitgeoefen word, laat jou vry om jou goedhartigheid te bewys. Kom nou, Romeine 12:20. Moenie God se werk vir hom doen nie. Doen jy die goedhartige deel? Doen jy die deel wat Paulus ook altyd sê van, ek sterf daagliks in myself, Here. Ek leef nie meer nie. U leef nou binne in my. Ek leef nie meer nie. Wie is ek? En dan die 7de stap wat ek met jou kan deel is, moenie toelaat dat die kwaad jou oorwin nie. Oorwin dit met die goeie. Dit is seker die hoogste gesag, of van die hoogste gesagte wat ou kan kry, is die liefde. As gevolg van my liefde vir my lewende God, is ek lief vir mense ook. En omdat ek oorloop van my liefde vir die Here, loop dit oor na my mense ook. Here, help my om hierdie persoon reg te hanteer. Ek is lief vir U, Here. En U het ook hierdie persoon geskape vir 'n spesifieke doel. Daarom, en ek wil dit lees hier in Romeine 12:21. Laat jou nie deur die kwaad oorwin nie. Moenie laat kwaad jou kop oorheers die hele dag nie. Moenie laat kwaad jou gedagtewêreld oorheers nie. Maar nooi die goeie in. Here, ek neem elke gedagte wat nie van U af is nie, neem ek nou gevangene, en ek bring dit onder die autoriteit. Wees U in beheer van die negatiewe gedagtes. Jy kan hom gevangene neem, so sê die woord. En nooi die goeie gedagtes, die woord van God, bedink die woord. Bedink jou verhouding met hierdie mooi Heilige Gees wat hier op aarde is, wat ons help, wat ons trooster is, wat ons helper is. Bedink hom, nooi hom, praat hom. En ek wil jou uitdaag, jou stilte tyd, wat jy vroeg in die oggend of in die nag gehad het, 1 uur, 2 uur, 3 uur die oggend. Bedink dit. Watse verse staan daar uit wat die Here vir jou gegee het? Dit is so belangrik dat jy vashou aan die woord van God. Geliefde, ons kan nie bekostig om te mis nie. Ek kan nie maar genoeg dit beklemtoon. Hou vas aan wat jy het. Hou vas jou skat wat jy by die lewende God gekry het. Hoe kan ek my begeerte na wraak aan God uitdruk? Hoe kan ek dit met hom deel? En baie mooi voorbeelde was Jeremia 20 vers 12, wat sê, maar die Here van die leerskare, wat die regverdige toets, wat die niere en die hart sien, laat my U wraak sien op hulle, want aan U het ek my regsaak toevertrou. Hoor jy wat sê Jeremia? Hy vertrou dit aan die lewende God toe. Here, U wil, nie my wil nie. 'n ander persoon wat ook nogal vir my mooi uitstaan is Samuel. Let wel, is David en Saul. Nee, dit was nou in Samuel 24:11-12, wat David sê, kyk, vandag sien ek U eie oë, dat die Here U vandag in die spelonk in my hand gegee het. Dis David wat die praat met Saul. En hulle het gesê, ek moet U doodmaak, maar ek het U verskoning gesê, ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. Hoor David se hart. Saul is die gesalfde van die Here.
En as gevolg van my heilige respek wat ek vir die Here het, sal ek nie hierdie groot vyand wat my wil doodmaak, sal ek nie doodmaak nie. Hy kon hom nie te steek gegee daar met die swaard of met die spies. Ek wil dit herhaal, ek sal my hand nie uitsteek teen my Heer nie, want hy is die gesalfde van die Here. En kyk, my Vader, ja, kyk, die slip van u mantel in my hand. Want toe ek die slip van die mantel afgesny het ek u nie gedood nie. Erken en sien dat daar by my geen kwaad of oortreding is, en ek teen u gesondigheid nie, alhoewel u op my lewe loer, om dit weg te neem. Saul, jy kan nie vir Dawid doodmaak nie. Hy kon jou doodgemaak het. Maar as gevolg van sy liefde en sy heilige respek vir die lewende God, wil hy dit nie doen nie. Kom ons kyk na 'n derde voorbeeld. Jesus Christus. Lukas 23 vers 33 tot 34, die A-gedeelte. En toe hulle op die plek kom wat hulle hoofskedel noem, het hulle hom daar gekruisig. En die kwaaddoeners, een aan die regter, een aan die linkerkant. En Jesus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy klere verdeel en die lot daaroor gewerk. Ons is so gelei, geliefde, om altyd nie die wêreldse situasie te sien, nie die nou te sien. Maar ons sien nie die dieper gedeelte nie, die geeste mense gedeelte nie. Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Geliefde luisteraar, ons kan nie net hier so stop op hierdie wêreldse manier hier op aarde nie. Daar's meer. Ek het nou die dag ook vir 'n persoon gesê, dat ons kan nie net hier so hierdie 70, 80, 100 of 120 jaar wat ons dalk nou hier kan bly, net dis nou die alfa en omega nie. Dis net die begin van 'n tikseltjie tyd wat voorlê, die ewige lewe. Nog 'n punt wat ek kan uitwys is Stefanus met Handelinge 7:57 tot 60, kan jy onthou? Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm en hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig en die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knieë neergeval met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Geliefde, weer eens sien jy dat die mense sien 'n groter prentjie as net hierdie wat nou hier by ons is. 'n ander man wat ook vir my baie uitgestaan het, was Paulus. Alexander die Kopersmid, was in 2 Timoteus 4:14 tot 16. Alexander die Kopersmid het my baie kwaad aangedoen. Mag die Here hom vergeld na sy werke, sê Paulus. Jy moet ook vir hom oppas, want hy het ons woorde sterk teëgestaan. In my eerste verdediging het niemand my bygestaan nie, maar almal het my verlaat. Mag dit hulle nie toegereken word nie. Weer eens, Paulus ook. En dan sit 'n Salomo. Ek sou graag met jou dit meer wil dieper bespreek, maar die tyd gaan my inhaal. Salomo ook in Spreuke 24:17 tot 18 wat sê, as jou vyand val, verheug jou nie. As hy struikel, laat jou hart nie juig nie, dat die Here dit nie sien en dit miskien verkeerd is in sy oë en hy sy toorn van hom afwend nie. Geliefde luisteraar, moenie oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand in jou lewe toepas nie. Maak klaar. Dan wil ek 'n laaste versie met jou deel. 1 Petrus 2:20-23. En ek wil hiermee afsluit. Want watter roem is daar as julle verdra wanneer julle sonde doen en geslaan word, maar as julle verdra wanneer julle goed doen en ly, dit is genade by God. Want hiertoe is julle geroep omdat Christus ook vir julle gely
en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy gelei het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat regverdig oordeel. Geliefde, daar is iemand aan wie ons dit kan oorgee. Wêreldse mense kan nie aan iemand anders oorgee nie. Hy moet dit self hanteer. Hy wil dit ook self hanteer. Ons die lewende God wat vir ons omgee, moenie toelaat dat hierdie onvergewensgesindheid jou lewe hel maak op aarde nie, as ek dit so kan stel. Met 'n bietjie saam my. Here, ek kom volgend na U toe. Ek kom vanmiddag na U toe. Ek kom vanaand na U toe. En ek vra U, vergewe my asseblief. Ek maak my hart oop, Heilige Gees. Kom woon binne in my, Here Jesus. Ek gee alles oor vir U. Wees U in beheer van my lewe. Lei my, Heilige Gees. Help my, Heilige Gees, en leer my uit die woord van ons Koning Jesus. Ek is afhanklik nou van U, Here. Ek verklaar my nou self, en volgens die woord is dit ook so, as kind van God. Romeine 8 wat sê, die wat deur die Gees van God gelei word, is kind van God. Dankie, Here, ek is nou kind van God. Amen. Baie welkom, kind van God. Jy het 'n autoriteit, onthou dit. En jy het iemand aan wie jy die seer kan oordra. Jy het ook iemand wat vir jou kan instaan. Jy het iemand op wie se skoot jy kan gaan sit en gaan huil en net jou seer deel. Geliefde, ek groet jou. Ons praat weer volgende week. Dan gaan ons aan. En seën vir jou. En ek glo en vertrou dit wat ek met jou gedeel het, Heilige Gees gaan dit ook nog verder met jou deel. Dalk nog dieper vat. Bou jou verhouding met die Heilige Gees. Jy sal nie 'n fout maak nie. En ons gee al die eer vir Koning Jesus wat nou in die regterhand van Vader daar in die hemel sit en vir ons intree. En ek sê vir hom baie dankie, Koning Jesus, dat U hierdie wonderlike Heilige Gees vir ons gestuur het om ons te help. Ek groet jou, geliefde. Sien jou weer. Seën vir jou.